sogenaamde, hulle noem het trench art of loopgraafkunsmunte. Goeiedag, ek is Kobie Venter. Ek wil nou met julle praat oor die Griekwa munte, die Griekwa pennies en al die Griekwa munte. Dit is van 1814 tot omtrent so 1870. Dit was die eerste munte wat in Suid-Afrika gebruik was. Nou, dit was in Kimberley hoofsaaklik gebruik. Dit was die oorsprong van Suid-Afrikaanse munte en daai stadium, omdat daar geen geldeenheid was nie, het baie keer myne en winkels het ook hulle eie coupons uitgegee, wat jy dan mee gekoop het en wat jy as kleingeld gekry het. As jy bijvoorbeeld 'n os bring en jy wil net 'n sak rys vat, dan kry jy 'n coupon terug vir kleingeld. En dit was hoe daar aanvanklik handel gedryf was. So die Griekwa geld was die eerste geld saam met die maatskappye se coupons wat hulle gegee het. Nou, in 1874 het François Burgers besluit, hy wil nou die eerste Suid-Afrikaanse geld uitgee. Toe was dit op by die ZR, dit is die Suid-Afrikaanse Republiek, dit was eintlik Transvaal geweest, dit was nie die res van Suid-Afrika nie. Het hy 'n burgerspond uitgegee. Typies wat Suid-Afrikaners is, was mense nie ingenome met sy verwantheid nie. So, hy het die burgerspond laat druk, hy het so 'n klomp van hulle laat druk, maar hulle wou nie die amptelike geldstelsel maak nie, want hulle het gedink is te verwaand. Maar die burgerspond is nou een van die ou geldstelsels. So 'n burgerspond verkoop nou enigiets van 200.000 tot 2 miljoen rand stuk. Toe kom die 1900s. Dit is dan nou die Tweede Anglo-Boereoorlog. Nou dit het baie gevolge gehad, baie smart en pyn vir ons mense gehad, maar dit het ook baie gevolge gehad van die muntbedryf. Daar's nie goud en daar's nie munte van Engeland of Duitsland toe meer as gevolg van die Anglo-Boereoorlog. Wat die SA Mint toe nou besluit het om te doen, hulle is vat tot die 1898 pond, en die parlement het hom eers gekyk, hulle het eers 'n 1,9 met 'n pons en 'n hamer, het hulle 'n 1,9 opgeslaan, op een munt, en toe 4 ander het hulle 2 9's opgeslaan. En dit het nou vir die parlement aangebied, dit is nou op Kreer se bors. Dit het ook vir die parlement aangebied om goed te keer. Toe kyk hulle hierdie enkel 9, toe sê hulle nee, dit lyk sleg. Julle sal sien, ek het 'n enkel 9 foto wat ek vir hulle gaan bied. Dus sê die ding lyk te sleg. En toe die 2 dubbel 9's, toe sê hulle nee, kom ons hou maar net die 98's. Nou, die enkel 9, waarvan daar 1 is die kosbaarste munt in die Suid-Afrikaans, van alle Suid-Afrikaanse munte. Ek dink ek die pryse daar so uit so iets soos $2 miljoen voor verkoop in die laaste keer. En die dubbel 9 die 4 dubbel 9's is net so baie werd. Maar so die aanpassing op die munt self het die munt toe nou baie waardevol gemaak. Dis 'n basiese 1898 pond, waarop daar 'n 9 geslaan is met 'n pond en 2 9's. Nou daai 9 is 'n spesifieke pond se 9. Jy kan nie met 'n pond nog 'n 9 gaan slaan op 98 en dink hy gaan dieselfde lyk nie. So dit is die kontroversie gewees van die enkel 9 en van die dubbel 9. In die 1900s, met die Anglo-Boereoorlog, was daar baie van die boere en die Engelse wat nou in die loopgrawe geskuil het vir dae om te wag vir die vyand om nou nader te kom. Nou daar het die ontstaan gekom van die sogenaamde, hulle noem het trench art of loopgraafkunsmunte. Ek het 'n hele paar van hulle hierso wat unieke voorbeelde van fotos wat jy kan wys. Soos wat die boere en die Engelse nou daar in die loopgrawe gelê het hulle nou met allerlei instrumente, hulle munte aangepas, en veral die Paul Creer beeld. Jy sal sien, daar's, hulle noem dit die pyp en hoed. Baie het vir Paul Creer 'n pyp in sy mond gesit en 'n hoed op sy kop gesit. So hierdie munte is baie raar en baie uniek. So hier is 'n paar voorbeelde van die sogenaamde trench art. Daar's selfs een van Paul Creer wat hulle 'n kappie, voortrekker kappie opgesit het, in 'n Chinese Paul Creer waar hulle vir hom Chinese klere aangetrek het. Hierdie munte is geldige
kunststukke deesdae en daar's mense wat baie vir geld vir hulle sal betaal. So dis ook 'n rariteit in die muntbedryf, is die loopgraafmunte. Dan is daar een baie unieke munt, wat ek dink, ek is die enigste een wat ek dink wat die munt het. Dit is 'n kwitansie, wat skryf is op 'n 1894 sixpence. Hierso is die foto wat ek julle kan sien. Julle sien dis 'n 1894 sixpence, en daar is met 'n Cokie pen geskryf, Jantjie has paid up to 1 shilling 1899. So, lyk vir my, Jantjie het geld geskuld en hy het dit betaal, en hy het nie die papier gehad nie, en hy het op die sixpence geskryf. So Jantjie het hierdie sixpence as sy kwitansie saamgevat. Ek het 'n hele paar van die note, van die gouvernementsnote, wat gedruk is in die plek, het ek ook op die foto's. Een ander interessante ding, in 1994, toe die nuwe geldstelsel ingekom het, toe kry ek eendag klein geld, toe was daar nog van hierdie 5 sente. Hulle was mos van cast iron gemaak. Ek kry toe ene wat blink is, wat lyk soos 'n silvermunt, nikkelmunt. En ek hou hom te nou in, seker so 6 maande later, toe kry ek nog een. As 'n versamelaar hou ek nou maar die snaakse munte. En ek het gewonder, hoekom lyk die munt so snaaks? En dit het jare gevat ek hulle gehou het. En ek het 2 jaar terug, toe stuur ek hulle vir 'n graderingsmaatskappy in Suid-Afrika. Die ou se naam is Glenn van SA Coin. En ek sê toe vir hom, ek wil die munte graag gaan gradeer, want ek het gedink, hulle het nie cladding om nie. Nou cladding is hulle vat 'n cast iron, die 5 sente was 'n cast iron munt, wat hulle geplateer het met brons. En ek het gedog, die brons het nie geplateer nie, so ek wou dit nou gegradeer het as 'n foutmunt. Die Glenn bel my toe, hy sê vir hierdie munte is nikkelmunte. Ek sê vir hom, dis onmoontlik. Daar is nie nikkelmunte van hierdie 5 sente geslaan nie. Ek ry toe al die pad deur na hom toe, na Pretoria, en ek gaan kyk toe. En hy wys my met sy toester, dit is nikkelmunte. So ek het nou 2 nikkel 5 sente. En ek het nou na die tyd uitgevind, daar's nog 2 iewerster beskikbaar, maar dit is lyk vir my, by die SA Mint, as hulle die toerusting wil toets of wat ook al, dan sit hulle 'n planchet daarin, dan slaan hulle hom nou, dan kyk hulle of hy uitkom. Nou lyk vir my, daar is 'n paar, en ek dink nie meer as 5, van die nikkel 5 sente geslaan nie. So die foto wat ek hierso het, is 'n gegradeerde nikkel 5 sent, wat eintlik nie veronderstel is om te bestaan nie. So jy sal in die muntboeke sien, die bestaan glad nie. So maar dit is vir 'n versamelaar baie lekker om 'n munt te hê wat nie bestaan nie.